Goeiemôre broers en susters. Baie welkom in die erediens vanoggend. Monica, soms 'n bietjie afdraai asseblief. Wat 'n mooi dag. 16 Desember het gekom en as jy nou 'n besoeker is in George, arriveer somer 16 Desember. En dan hou dit so vir 'n paar dae aan en op Kersdag reën dit gewoonlik, maar dis nie sleg nie. Dit maak die Kerstyd ook soveel mooier. En dit verhoed ook dat jy dan nou Kersdag see toe gaan, maar eerder dan saam met jou familie kuier. Maar in elk geval, nee, as jy besoeker is, baie welkom hier ook in George en omgewing. As jy 'n nuwe intrekker is en het nou hierdie tyd van die jaar ook gearriveer, baie welkom. In die bank voor u is sulke wit kontakkaartjies, ons vra dat u dit vir ons asseblief sal invul. Plaas dit sommer na die tyd in die kollektebordjie of jy kan dit vir my bring hiervoor. 'n Belangrike telefoonnommer, mooi duidelik, en of ook jou e-posadres. Ons Tainikoa inwoners, u luister in via die uitsending, baie welkom ook aan u. En dan ook, ons het 'n radio-uitsending op FM 107, wat so min of meer 2 km radius dek. So die van u wat dan nou per radio ook inskakel, u is ook baie welkom. Broers en susters, ons het nou nie boodskappers uitgedeel nie. Die fotostaatmasjien in die kantoor het nou besluit hierdie week wat verby is, hy of sy wil ook nou 'n bietjie vakansie hou. So die masjien wou nie werk nie. Maar dit is op die borde, die belangrikste afkondigings is daar. Ek wil hom net sê, sommer mee te begin, George Mannekoor, baie welkom. En dankie dat julle vanoggend ook, Gideon, dat julle die ekstra moeite doen om ook hier in ons erediens vanoggend te sing. Ek was self vir 'n klompie jare verbonde aan die mannekoor en ek is baie getempteer om volgende jaar weer by julle aan te sluit, veral nadat ek julle nou vanoggend voor die tyd gehoor het. Sjoe, baie dankie ook vir julle en ons sien baie daarna uit om ook te hoor hoe die Here julle deur julle wonderlike sanggawes ook gebruik tot eer van sy naam. Broers en susters, en dan laat ek maar so op my eie lysie afgaan. Ja, soos jy weet het ons in die verlede, toe dit nou nog nie COVID tyd was nie, het ons op Kersdag 'n ete vir haweloses gehad in ons kerksaal. Nou COVID maak dit nog steeds vir ons baie moeilik, so ons het nie 'n ete in ons kerksaal soos in die verlede nie, maar ons neem wel hande met Kremhok. Kremhok is 'n organisasie in die dorp wat veral onder die hawelose persone werksaam is, en hulle gaan vir die haweloses 'n spesiale ete gee die 22ste Desember, en dit is in die vorm van wegneem etes, wat hulle dit hier by die kiosk is, agter Netbank, daar waar die Greyhound bus altyd parkeer, in daai parkeerarea, daar's 'n kiosk en daar word die kos uitgedeel. Nou hulle vra, as daar van u is wat graag wil bydraes lewer, hulle benodig die volgende: hoenderboutjies of tuitjies, bully beef, skoon Engels, ek lees dit net soos wat ek dit gekry het, grondboontjie botter, pilchards, wat's dit in Afrikaans? Ek nou probeer vinnig. Sardines, okay, sardines in blikkies. Ek weet dit eintlik. En dan, wat is 'n cream cracker in Afrikaans? Roomkoekie. Roomkrake. Maar in elk geval, hulle soek van dit ook, as jy hulle bydraes wil lewer. En Andrei se telefoonnommer, jy kan dit by my kry of by die kerkkantoor. As jy dalk direk vir Andrei Olivier wil kontak, hy is die kontakpersoon verbonde aan die hawelose ete projek. So jy is baie welkom. Hulle benodig wel vrywilligers om ook te help met die uitdeel. So al kan jy nie bestanddele skenk nie, of as jy net die 22ste wil gaan help, sal hulle dit ook baie waardeer. Broers en susters, dan is dit eers komende Saterdag, is dit Kersfees, Kersdag. So daar's 2 dienste hier in die kerk, 8uur en dan weer 10uur. Ons gaan nie laat mense bespreek nie, ons kan omtrent 350 mense akkommodeer as 'n mens nou gaan op die helfte van die kapasiteit.
So ons doen die sanitering, ons doen die masker, ons probeer die afstand handhaaf. Dis hoekom die linte nog steeds ook tussen die banke is. So ons gee nie om as families by mekaar sit nie, maar tussen jou en 'n ander familie handhaaf ons maar die spasie ook tussen mekaar. So jy is baie welkom. Saterdag dan 8:00 of 10:00. As ons kapasiteit te vol raak, dan sal ons oorbeweeg na die saal toe. So ons gaan uitsaai na die saal toe ook, as mense dan nou ook die uitsending in die saal wil kyk. Daar sal genoeg plek wees. Wienand is vanmiddag, is dit 3:30? Goed, hier in die kerkgebou is Kersliedere. Dis nie 'n saamsing geleentheid nie, dis 'n sê maar 'n konsert waar hy Kersliedere, pragtige Kersliedere, bekend en onbekend gaan speel. So kom en geniet dit net. Kom in die fees gety. Dit dan ons aankondiginge. Goed, kom ons word stil. In Johannes 14 sê Jesus vir sy disippels: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Die 4de Adventskers wat ons aansteek, herinner ons aan Jesus se liefde. Jesus se liefde wat in sy gemeente is, in jou is, in my is. Jesus se liefde wat na ons toe kom, omdat Jesus dit vir ons gegee het. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Broers en susters, u en ek weet dat die liefde is die som totaal van die wet van die Here, die 10 gebooie wat hy vir ons gegee het. Jy moet die Here jou God lief hê met al jou krag en al jou verstand. En Jesus het gesê die tweede wat met daardie gebod gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Maar wat 'n heerlike voorreg om vir mekaar daarin te kan herinner dat hierdie liefde is aan ons gegee. En in hierdie feestyd word ons opnuut daaraan herinner. Jesus Christus het na hierdie wêreld toe gekom en hy is vir jou en vir my gegee. Die liefde is vir ons gegee. Ek gaan vra dat die mannekoor vir ons 'n toewydingslied sing. Remember me, onthou my, onthou ook sy liefde. Baie dankie julle. En as hulle dit klaar gesing het, dan gaan ek die foto met die seëngroet doen. Daarna gaan hulle antwoord met 'n loflied en ons ook, en dan die geloofsbelijdenis. Baie welkom julle, baie dankie.
God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Broers en susters, daar is vir u genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Die koor gaan antwoord met 'n loflied en dan gaan ons verder antwoord net daarna. Ook met 'n loflied, lied 488, vers 1, 4 en 5. En as ons dit klaar gesing het, bly ons staan, die gemeente en ons almal gaan dan ook saam die Here, ons geloof in die Here hardop bely. Baie dankie. Here,
kan saam met my bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen. Dankie, kan maar sit. Ons skriflesing vir oggend kom uit Jesaja hoofstuk 9. Ons gaan lees vers 1 en dan vers 5 en vers 6. Ek het ander skrifverwysings ook, maar so deur die loop van die boodskap sal ek vir u daarna verwys. Broers en susters, ons tema vir oggend is lig het geen einde nie. Lig het geen einde nie. Toe ek so weer lees in Jesaja, toe kom daar ook 'n ander tema by my op, wat dit eintlik basies op neerkom. Wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op God vertrou. Dis 'n sin wat net so uit die teks uitkom. Wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op God vertrou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om hier in hierdie pragtige gebou na u woord te kan luister. Dankie vir die mooi musiek wat ons kon hoor. Dankie dat ons daarin deel kan hê, dat ons saam kan sing. Dankie dat ons geloof saam kan bely. En Here, vir die voorreg om vanoggend ook te kon hoor wat dit is wat u vir ons gegee het in die liefdesgebod, die nuwe gebod. Ja, u het uself kom gee. En die som totaal van dit wat u kom gee het, is liefde. En vanoggend bely ons dit voor u, Here, dat ons nie gereeld genoeg u liefde leef nie. Dit wat ons van u ontvang het, dat ons dit nie genoeg gee nie. Gee aan hulle wat dit so nodig het. En vanoggend is daar dalk van ons wat hier sit, wat dit self so nodig het, Here, en dan wil ons vra dat u deur die Gees ons harte sal help oopmaak, sodat ons die liefde sal ontvang. Dit sal raak sien, dit wat u vir ons gee. En as ons vanoggend verder lees uit hierdie ou bekende teks in Jesaja, is dit ons gebed dat u vir ons sal help om ook hierdie woorde nuut te hoor. Dankie ook vir u lig. Ons loof u daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Jesaja 9. Die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En dan vers 5. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring.
Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Tot sover ons skriflesing. Vroeër in die week kontak Louis my, ouer gewoonte, Dominee, preek jy Sondag? Ja, Louis, ek preek en ek weet wat kom volgende, maar waaroor preek jy? En weet so op 'n Dinsdag, dan is dit nogals, jy stel 'n idee wat jy oor gaan preek, maar dan moet nog 'n klomp goed gebeur van Dinsdag af na Donderdag en Vrydag. Soos vir mense nou nog dieper in die teks ingrawe, maar so in 'n sin probeer ek vir Louis verduidelik en ek weet ook al, Louis, dat jy gee jouself net oor en op die Here se leiding en ek het nou gister het ek, soos die Engelse sal sê, 'n sneak peek omvat. Aanvanklik bietjie geskrik, want ek dog toe eers was iets anders aan die gang en toe ek nou daar gaan staan en ek kyk terug en ek onthou wat ek vir jou gesê het, toe tref dit my net nog dieper. En daarom dat ek al vir tweede tema sommer bygevoeg het vir oggend. Want dis baie donker, maar 'n mens moet eintlik jouself dwing om nie aan die donker te vas of in die donker te vas te kyk nie. Maar mooi te sien wat voor hierdie donkerte is. Die rooi en die helder lig. Symbool van Jesus se liefde, maar ook sy lig, wat te midde van donkerte helder skyn. En dit is juis dit wat Kersfees vir jou en vir my aan herinner. Hoekom ons Kersfees vier? Om te onthou, vir ons is 'n seun gegee. Nou broers en susters, 'n mens kan mos nou, en daar is mense wat in 'n debat vasval, maar 25 Desember is mos nou nie Jesus se geboorte nie, sy geboortedag nie. Want as jy nou gaan kyk na Israel en hoe dit daar is en hulle seisoene teenoor ons seisoene, dan is dit na alle waarskynlikheid in die somer gewees en dis nie nou somer daar nie, maar dit is nie die punt nie. Ons moenie in daardie tipe debat vasval nie. Iemand het eers lank terug in die verlede dit goed gedink dat die geboorte van Jesus Christus moet op hierdie dag gevier word. En ons vier dit. So dit gaan nie vir ons oor die spesifieke dag en datum nie, maar dat ons mekaar daaraan herinner dat daar vir ons, vir jou en vir my, 'n seun gegee is. En hoe wonderlik dat hierdie belofte eeue gelede reeds gemaak is aan 'n volk, 'n nasie wat letterlik in donkerte vasgeval was. Israel wat in ballingskap is, en as mens nog verder in die geskiedenis in teruggaan, dan kan jy so ver teruggaan waar hulle in Egipte vasgevang was, in fisiese donkerte, in die sin dat hulle bitter moeilike omstandighede beleef het, swaar gekry het. En die Here het hulle bevry en sien die vuurkolom en die wolkkolom in die woestyn, terwyl die Here vir hulle daar in die woestyn bewaar het vir 40 jaar. Reeds daar was die simbool van lig al duidelik sigbaar as 'n simbool van God se teenwoordigheid. Dat hy daar is, daar was. En 'n klompie eeue verder bevind Israel hulle self weer in 'n moeilike tyd in Babylonië. Donkerte, weer iemand wat hulle onderdruk. Hulle smag na hoop. Hulle smag na 'n beter lewe. Elkeen smag na sy eie huisie, sy eie plek, sy eie grond. Om net doodgewone menswaardigheid te kan beleef.
En dan kom Jesaja met hierdie woorde, hierdie profesie. Vir ons is 'n seun gebore. Let wel, nie vir ons gaan 'n seun gebore word nie, vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hede. Ek dink die eerste lesers of die eerste hoorders wat hierdie boodskap moes hoor, sou dalk gedink het, Jesaja, waarvan praat jy? Jesaja, dit wat jy nou sê maak vir ons glad nie sin nie. Maar u en ek wat eeue later aan die ander kant staan, terugkyk, aan die ander kant die Nuwe Testament, ons kan die geskiedkundige lyn sien wat vir ons opgeteken is, wat vir ons vertel is. En ons word herinner daaraan dat al was tye hoe donker, die Here se lig was daar. Hy was daar. Hy was inderdaad teenwoordig. En hy is nog steeds teenwoordig. Maar dan gaan Jesaja nog verder. En hy praat nie alleen van 'n seun wat gebore is nie, maar ook hoe hierdie seun is. Hoe hy vorentoe aangespreek sal word tot in alle ewigheid. 4 kragtige woorde wat Jesaja vir ons neerpen, neerskryf om te onthou. Nou moet ons onthou, ons het te doen met taal. En daar is nie net een taal nie, daar is Afrikaans, daar is Engels en duisende ander tale. So om dit wat oorspronklik deur Jesaja gesê is aan mense in donker omstandighede, is nie altyd so maklik om in ons taal en ons woorde weer te gee nie, maar ons kry 'n goeie idee. Daarom sê ek altyd, as jy 'n vertaling lees, lees maar nog 'n paar daarby, al die tale wat jy kan verstaan. En dan sal jy sien hoe wonderlik word dit ingekleur. Hierdie seun wat vir ons gebore is, sal genoem word wonderbare raadsman. Dis hoe ons hom in die Afrikaans hoor. Wonderbare raadsman. Maar as jy hom gaan kyk in die oorspronklike taal, staan daar letterlik, hier het ons te doen met 'n wonderwerk. Wat is 'n wonderwerk? Dis iets bokant ons menslike begrip, iets wat die wetenskap nie kan doen nie, by magte is om te doen nie. Iets wat bonatuurlike aksie verg. Dis 'n wonderwerk. Vir ons is 'n wonderwerk gebore. Maar daar kom nog byvoegsels by. En die beeld wat gegee word, is van iemand wat 'n mantel om sy lyf het, 'n mantel wat 'n toonbeeld is van gesag, soos iemand wat regeer met wysheid. Iemand wat alle kennis het. En daarom die Afrikaanse vertaling, wonderbare raadsman, 'n raadgewer, maar 'n raadgewer met gesag. 'n raadgewer wat ook regeer. En in 2 Korintiërs 4 vers 6 dring iets van dit deur wanneer Paulus verdere lig daarop werk en hy sê 2 Korintiërs 4 vers 6 God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus af uitstraal. Broers en susters, dis 'n gelaaide sin, gaan lees dit weer by die huis, sommer 'n paar keer, 2 Korintiërs 4 vers 6, God het gesê, laat daar lig skyn uit die duisternis. En hierdie selfde God het ook gesê, laat daar in ons harte 'n lig skyn.
om ons verlig met die kennis wat daar is. Nou dink aan die wonderbare raadsman. God wat alle kennis het. God wat gesê het, laat daar lig wees. En sommer in die begin van die Bybel het ons te doen met lig, wat duisternis laat verdwyn. Hierdie God met hierdie kennis, het gesê, laat daardie lig ook in jou en my harte inskyn. Laat ons ook van hierdie kennis het, wat van Jesus Christus af uitstraal. Watter kennis? Gaan dit oor hoe slim ek is, hoeveel wiskunde ek kan doen? Nee, dis nie die tipe kennis waarvan hier gepraat word nie. Dis hartskennis. Kennis wat gebore is uit liefde. Kennis wat gelykstaande is aan wysheid oor hoe ek in my elke dag se lewe met wysheid optree. Wat is wysheid? Die woord sê ons vir ons wysheid is om die Here te dien. Micha 6 vers 9. Ek en jy het wysheid nodig, ook in hierdie Kerstyd. Hoe dien ek die Here? Hoe leef ek sy liefde? Die goeie nuus is, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal genoem word wonderbare raadsman. Die wysheid wat hy het, word vir jou en vir my gegee. Die wysheid in liefde. Aan ons is 'n seun gegee. Wonderbare raadsman. En hy sal ook genoem word magtige God. Magtige God. Nou, ons jong mense sal dalk hierdie beeld selfs nog beter verstaan as ons. En as ek nou praat van Marvel, dalk is daar van die ou mense ook wat van Marvel iets weet. Dis hierdie mense wat die films maak van Spider-Man en Superman en al die mens. Al hierdie helde wat hierdie superkragte het. Hulle kan nie doodgaan nie. Hoewel die laaste tyd gaan hulle dood ook, maar hulle word weer lewendig. En so hou die mense aan om nuwe flieks uit te dink oor hierdie helde wat kom om die wêreld te red van wie? Die villains. Die boosheid. In geestelike terme die duisternis. Maar daar is nie iets soos 'n mensgemaakte held nie. Die enigste ware held wat mag het en krag het en gesag het, is die Skepper God homself. Magtige God. Ons kampioen. En so kan jy hom ook vertaal vanuit die oorspronklike taal. Ons kampioen wat die duisternis oorwin het. Maar hy word ook genoem ewige Vader. Want sien, hy was van altyd af daar. En daarom dat Jesaja sê aan ons is 'n seun gegee. Hy praat in die hede, maar daardie hede ondervang eintlik alle tyd, menslike tyd. Nou, ons dink in menslike tyd, maar in die geestelike wêreld is daar nie iets soos menslike tyd nie. God is. Hy was en hy sal altyd wees. Hy is die ewige Vader. 1 Johannes 1 vers 1 sê, van die begin af was hy daar. En soos lig geen einde het nie, het hy ook geen einde nie. Dit gaan net aan en aan en aan. God is altyd teenwoordig. Selfs al lyk jou en my wêreld, waar ons onsself vandag ook in bevind, hoe donker. Want ons kan maar vir mekaar sê, as ons om ons kyk, as ons na die nuus kyk en as ons na die wêreld kyk, dan lyk die wêreld op die oog af donker. Maar 'n mens kan nou daarop fokus en jy kan gaan kyk na al die slegte dinge en jy kan fokus op die swart doek. Of ons kan vanoggend na mekaar kyk en sê, "Wow, hier is 'n klompie gelowiges wat by mekaar is, wat die lig sien en wat nog opgewonde oor die lig is." En ons sien die rooi hart en ons sien die helder lig. En ons het hoop.
want ons sien dit in mekaar. Jesus se liefde. Die ewige Vader, wat is, vir altyd sal wees. Johannes beskryf dit vir ons nogals verder in die boek Openbaring. Nou, ons dink mos aan die boek Openbaring as 'n boek van die eindtye. En ja, dit is so, daar is 'n eindbestemming, maar dit is die ewigheid. So dis nie 'n eindstreep en daar stop dit nie. Dis 'n ewigheid wat aanhou saam met God, maar wat nou reeds begin en by ons voorvaders reeds begin het, wat van altyd af nog daar was. Maar in Openbaring demonstreer of probeer Johannes iets in woorde te sit, te beskryf van hoe hierdie ewige bestemming saam met God lyk. En dan sê hy daar in die einde in Openbaring 21 vers 24. Die stad, hy praat nou van die nuwe Jerusalem. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie. Want die heerlikheid van God het hom verlig. En die lam is sy lamp. Die nasie sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Hier sien ons 'n beeld van 'n hemelse stad. Maar ek kan tog nie help om daaraan te dink en te wonder, maar daar word ook gesê dat ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. So ook in jou en my is God hierdie wonderbare raadsman, hierdie magtige kampioen. In ons is hy teenwoordig, in ons skyn sy lig reeds. Hoe dan anders as die lig van die lam afkom en ons bely dat die lam in ons is. Net die volgende hoofstuk, Openbaring 22 vers 5. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van die lamp. Die mense het nie die lig van die lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Miskien is jy vanoggend hier en voel dit vir jou, maar ek is in 'n donker plek. En daar waar jy dalk luister en miskien later na die uitsending ook kyk, dalk voel dit vir jou, maar nie net my eie lewe nie, maar die wêreld om my lyk so donker. Die wêreld het lig nodig. Vriende, Kersfees herinner vir jou en vir my daaraan dat die ware lig is nie iets wat ons self fabriseer nie. Dank Vader, ons is nie van Eskom afhanklik nie. Vir lig nie, vir ware lig nie. Al is my lewe hoe donker, Jesaja kom herinner vir jou en vir my. Die lig het na hierdie wêreld toe gekom. Vir ons is 'n seun gebore. 'n Vredevors. En dis die laaste woord. 1 Johannes 2. Johannes 2 vers 8. Ek lees vanaf vers 7. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Dan vers 8, tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis
is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. Die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. Wat is hierdie vredevors? Party vertalings praat ook van die prins van die lig. Iemand wat voorgaan. Nou ons het nie meer prinse nie, dalk sal ons dink aan 'n generaal. Iemand wat die pas aangee. Iemand wat bevele gee. En daardie bevele word gehoorsaam. Maar hierdie prins, hierdie vredevors gee net een bevel. Julle moet mekaar lief hê. Want dit is op die liefde, hierdie ware liefde, wat ewige lig skyn. En daarom, vriende, wie in donkerte loop en nie lig sien nie, vertrou op God. Vertrou op die ware lig. Weet, vir jou is 'n seun gebore. Is 'n seun gegee. Amen. Ek wil vra dat die mannekoor vir ons 'n baie bekende lied kom sing wat ook by die lig aansluit. Here, baie dankie
vir u liefde, dat u is, dat u teenwoordig is. Dankie dat ons dit kan glo, en ook kan weet, en mekaar daaraan kan herinner, dat daar is niemand soos u nie. U is ons wonderbare raadsman. U is ons magtige God, ons ewige Vader, ons vredevors. Amen. Broers en susters, ons gaan afsluit met 'n loflied. Daarna spreek ek die seën uit en dan gaan die mannekoor daarop antwoord namens ons, en as hulle klaar is, dan sluit ons saam af met die tradisionele amen. Kom ons staan. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy inwonende Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.